Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Vandag praat ons van die orde van bewerking. Dit is 'n mondvol van woorde. Letterlik wat dit beteken, orde beteken stappe, né? Nee? Stappe wat ek moet inwerk, stappe waarin ek moet werk. En as daarvan julle is wat verstaan hoe stappe werk, is dit great, want ja, hierdie gaan dan vir jou redelik maklik wees. Orde van bewerking. Jy weet van die volgende tekens, né? Bewerkingstekens. 'n plus, 'n minus, maal, 'n deel, daai deel is stadig, hakkies, wortels en ook eksponent. Ek het nie regtig weet hoe om hierdie eksponent voor te stel nie. So ek het hom nou maar so voorgestel. Imagine ons enige getal daar, nê? Nee? Maar jy as 'n graad 8 is nou veronderstel om te weet wat al hierdie is en bewus te wees van die feit dat hierdie wiskundige bewerkings is. Nou die vraag is, as ek al hierdie in dieselfde pot gooi, imagine ons gooi dit alles in dieselfde vraag, in dieselfde som in, eerder, kom ons sê eerder som, dit klink beter, want ons is mos besig met wiskunde. So, gooi dit alles in dieselfde som in, wat doen jy eerste? Waar begin jy? Ek weet nie of jou ma of wie ook al Facebook het nie. Op Facebook is daar konstant sulke, ek lag myself eintlik dood daarvoor. Dis sulke sommetjie. Dan sit jy 2 deel 3 hakkie 4 hakkie minus 6. Sulke ding. En dan probeer die wiskundiges nou op Facebook hierdie dingetjie doen, maar hulle kry dit amper elke liewe keer verkeerd. Dan sê hulle nee, die antwoord is 2. Antwoord is 2. En dan sê ander mense, antwoord is 12. En dan is nog 'n ou wat sê, antwoord is minus kwadraat 5. En die probleem is, nie dat hulle noodwendig dom is en nie kan wiskunde doen nie, maar die aard van die saak is, hulle is dom en hulle kan nie wiskunde doen nie. Want daar is 'n sekere orde waarin ek hierdie dinge doen. Om te verhoed dat jy soos 'n interessante tannie op Facebook gaan lyk, gaan ek nou vir jou verduidelik hoe orde van bewerking wys. As daar mense is, nê, wat met jou stry en vir jou sê, soos jy gaan nou op Facebook en jy doen nou die sommetjie, en jy kry 12, en jy het hierdie stappe gevolg, presies soos ek het nou vir jou gee, jy het die stappe presies so gevolg, jy moet nou nie my nou met 'n plank slaan nie, maar jy het die stappe presies so gevolg en jy kry 12, en hulle stry met jou, stuur vir hulle hierdie video, dan kan hulle sien hoekom hulle verkeerd is, okay? Want as jy hierdie tekens, hierdie bewerkingstekens, alles in een kry, dan moet jy weet wat die orde daarvan is. Jy kan nie eers plus en dan later besluit om te deel nie. Jy kan nie in die hakies en minus en dan besluit, okay, nou gaan ek sommer maal. Nee, daar's ordes, daar's stappe, daar's 'n manier om hierdie reg te doen. So, kombinasies daarvan, imagine alles is in dieselfde pot. Nou gaan ek vir jou sê, daar is 4 dinge wat ons gaan doen, waarna ons gaan kyk. Die eerste ding waarna jy kyk, is, hoe lyk my hakies? Is daar hakies in die sommetjie, en moet ek hulle doen? So, jy kyk heel eers na die vereenvoudiging binne die hakies. So, jy het 'n hele mambo-jumbo sommetjie, en daar's hakies daar. Jy isoleer die hakies net vir so 'n oomblik in jou brein, en jy doen dit wat in die hakies gedoen moet word. Dis stap nommer 1. Stap nommer 2. As daar eksponente is, eksponente wat magte en wortels is, omdat wortels is eintlik net soos 'n eksponent, soos tot die mag half. Ek sal iewers in die toekoms vir julle dit verduidelik. En dan moet julle my herinner, om iewers in die toekoms na ek die video het gemaak het, om te kom add op hierdie ding, want ek gaan heel waarskynlik vergeet. Iemand moet my herinner, e-mail my, asseblief, stuur 'n dingetjie op. As jy hierdie ding oor 2 jaar weer kyk, nê, gaan kyk nou wanneer hy geupload is. En jy sien dit soos 2 jaar. En jy weet ek het 'n wortelsom iewers gedoen, dan moet jy 'n comment maak.
timestamp hom, 5 minute, soeits, sê, meneer, wortels, jy moet die video hier add, dan kan ek ook, ja, ek weet nie, ek weet nie, Nou, dan moet jy eksponente doen. Derde, onthou, eksponente en wortels kom na hakkies. Dan, nadat jy wortels en magte vereenvoudig het, dan eers kan jy deel en maal. En hier is waar die tannies op Facebook sukkel. Hulle weet nie dat maal en deel na hakkies is nie. En hulle weet nog minder dat maal en deel voor plus en minus kom nie. So dis die stappe waarna jy dit doen. Eerste, hakkies jy. Dan kyk jy na eksponente, dan kyk jy na maal en deel, en laastens kyk jy na plus en minus. As jy sien, hierdie raak vir jou bietjie te veel, en jy weet nie, hoe gaan jy hierdie ordes onthou, dalk vir ongeluk, plus en minus jy voordat jy gemaal en deel het, en jy moet nie dit doen nie, maar kom ons sê jy vergeet, en jy doen dit per ongeluk. My advies aan jou, moenie vergeet nie, as hy, net so, moenie vergeet nie ou, as jy nie vergeet nie, dan gaan jy dit kan regkry. Nou, maal en deel, ek wil net eers iets sê hierso. Kyk, maal en deel is in dieselfde stap. So dit maak nie noodwendig saak of jy eers maal of eers deel nie, hulle is in dieselfde stap. Dieselfde met plus en minus, magte en wortels. As hulle in dieselfde stap is, maak dit nie saak wat se een van die twee jy eers doen nie. Maar nou terug na my wonderlike advies toe, onthou dit net. Onthou dit net. En dis so maklik soos hemp. As jy in 'n toets kom en jy sukkel, onthou net hemp. Nee, dis jou redding. Onthou net hemp. Want hakkies is eerste, eksponente is tweede, maal en deel is derde en plus en minus is vierde. Kom ons kyk na voorbeeld. So ek gaan die hele tyd nou terug verwys na hemp toe. Ek gaan vir julle sulke mother van 'n sommetjie hier neergooi en dan gaan ons hom doen. Moenie skrik nie, dis nie scary nie, dit is eintlik wat dit is, dis klein happie vir klein happie. Hoe het ons nou weer olifant? Happie vir happie. So, dit is nie hierdie massive som en jy moet nou hierdie hele ding op die oomblik verstaan nie. Nee, chill, raak vir my rustig. Die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet net weet, om hakkies eers te doen. Waarmee begin hemp? Hemp begin met 'n H. As jy nie weet hoe om hemp te spel nie, gaan na jou Afrikaanse onderwyser toe. Dis haar skuld dat jy nie weet hoe om hemp te spel nie. Maar hakkies kom eerste. So, jy kyk eers na daai plus 7 en daai 5. Daai 7 plus 5. Hom is die eerste een waarna jy kyk. Dan na hom kan jy sien, ai, liewe land. Na hom kan jy sien dat ek die maal en die deel, sien jy hierdie maal hier. Ek moes eintlik net daai hakkie daai een gemaak het. Maar die volgende een, dit maak nou nie saak nie. Die volgende een is nou die maal en die deel. Kyk, die minus 4 en die deel 4. En weer een, soos ek in die vorige skerm, skoot, flip, ek weet nie, skerm gesê het. Dit maak nie noodwendig saak wat jy nie eers doen nie. Ek gaan nou vir julle mooi verduidelik en as ons hierdie voorbeeld gaan, hierdie is nou net die orde. So, die eerste een was H vir hemp. Die tweede een was eksponente, maar kan jy sien jy enige eksponente? Jy sien hulle, né? Sien jy hulle? Hulle is orals. Daai 3 tot die mag 1, daai 4 tot die mag 1. Daai 5 tot die mag 1, die 7 tot die mag 1, die 4 tot die mag 1 en die 25 tot die mag 1, maar ons praat nie nou daaroor nie. As daar eksponente was, sy tweede die eksponente gedoen het, daar is nie so, ek gaan na stap 3 toe, wat die maal en die deel is. Nou hemp, H-E-M, maal en deel, so maal en deel. En dan laastens, kyk waar is my plus en my minusse? Ok, ek het hierdie eintlik in 2 dele opgedeel wat verkeerd is, maar nee, is nie verkeerd nie, dit is net nie nodig nie. Jy kan eers dan die plus doen en dan die ander minus, maar dit maak nie saak nie. Omdat hulle is in dieselfde vlak, so dit maak nie noodwendig saak nie. Ek gaan dit net so doen, hierdie is my eerste stappies. Ok, so ons begin. Wat het ek eers gesê? Hakkies. So,
Sien jy, ek ignoreer die 25 en die minus 4. En daar aan die agterkant ignoreer ek die gedeel deur 4 en die plus 3. Ek los hulle net so, ek skryf hulle net so oor. Al waar ek aangeraak het, is 7 plus 5, so vereenvoudig binne die hakies, en ek kry 12. Volgende het ek mos gesê, eksponente. Ons fokus op al eksponente, maar ons niks nie, so ons gaan aan. Derdens, maal en deel. Nou hier maak dit nie saak wat ek eerste maal en deel nie. Sien jy, daar is 'n minus 4 maal 12. Sien jy nou mooi links bo in die hoek. Minus 4 maal 12. Ek kon hom eerste gedoen het. Ek het hom eerste gedoen terwille van die vorm soos hoe ek lees. Ons lees mos van links na reg, so net terwille daarvan het ek besluit, okay, kom ek doen die maal eerste. Maar dit maak nie saak nie. Dit maak regtig nie saak nie. As jy 'n super genius is, gaan jy sien dat as ek 12 eerste deel met 4, dan kry ek 3. En as ek 3 gekry het, moet ek hom maal met minus 4. 3 maal minus 4? Enigiemand? Niemand? 3 maal 4 is minus 12. Nou, ek het daai tekenvideo gedoen. Ek kan die tekenvideo hierby add. Ja, ek sal dit doen. In elk geval, minus 4 maal positief 12 gee dan vir my minus 48. So, voorheen waar ek het begin met die voorbeeld en toe hou ek op. Waar ek eerste gedeel het, het ek 3 gekry en toe gemaal, toe kry ek minus 12. Hierso kry ek minus 48, maar nou deel ek hom, so ek kry, as alles nou saamwerk, hy was ingezoom. As alles dan saamwerk, sien jy, ek kry minus 12. Sien jy, dis presies dieselfde wat sou gebeur het as ek eers gedeel het. Ek het nie eers gedeel nie, ek het die langer, moeiliker metode gebruik, want ek het eers besluit met 'n maal, dan werk ek met 'n groot getal, 48, en dan moet ek 4 met 48 deel, dan kry ek 12, maar dit is fyn, want dit sou presies 12 wees as ek eers gedeel het. So, 12 deel deur 4 sou vir my 3 gegee het, maal met 4 gee dan vir my in elk geval minus 12. Nou laastens, en weer eens, dit maak nie saak. Plus en minus, dis die laaste letter van hemp. Plus en minus, dit maak nie saak wat se een ek eerste doen nie. Almal is op dieselfde vlak. So ek het besluit om eers die minus 12 te plus met die 3. En as jy sukkel met jou, hoe doen jy met heelgetalle, aftrekking van heelgetalle, daar is nog 'n video vir jou. Ek sal hom add. 25, laaste stap, want minus 12 plus 3 is minus 9, en laaste stap, 25 minus 9 is dan 16. As jy nie jou sakrekenaar druk, gaan jy ook 16 kry, en dis 'n goeie toets van of jy jou orde van bewerking reg gedoen het. Okay, dis die einde van die video. Ek hoop julle geniet julle dae, en sterkte vir 'n toets as jy nou 'n toets gaan skryf. Ek weet nie, ek raai. Maar sien julle in die toekoms.